Nou, ons is vanoggend opgewonde oor die feit dat ons 3 persone het wat ook vanoggend gedoop gaan word. En wat gehoorsaam is aan die woord. En onthou wat ek nog die hele tyd sê, of wat ons altyd sê, as jy gehoorsaam is aan die woord, en jy doen wat die woord sê, sal die woord doen in jou lewe wat dit sê. En ek dink dis so 'n belangrike ding wat ons moet verstaan, en wat ons moet weet, dat God se woord sal nooit ledig terugkeer nie. Maar die woord van die Here sê vir ons dat dit sal alles bereik waarvoor God dit gestuur het. So God se woord sal altyd bereik waarvoor dit uitgaan. Nou geliefdes, ek wil volgende 'n bietjie met julle gesels en as die PowerPoint opkom, dan dankie julle. Dan wil ek met julle praat oor die tema en nou ja, daar's nog Afrikaans en Engels gemeng. Maar ek wil volgens sê, it's your call. Dis jou call. Dis jou besluit. Dis jou keuse. Weet julle hoe verder ons deur hierdie lewe gaan en hoe meer ons goed sien, hoe meer besef ek dat ek en jy maak elke dag keuses. Ons maak elke dag besluite en daar is in sekere opsigte met besluite wat ons neem, is daar sekere gevolge. Ek het so 'n klompie jare terug het ek 'n ding gehoor en dit het iets in my hart gedoen, iets in my gees gedoen, iets in my lewe gedoen. En dis daardie bekende ding en ek dink ek het dit al gesê, you are the master of your decisions, but the slave of your choices. En jy moet verstaan vandag, ons is die meesters van ons besluite. Ons kan sekere keuses uitoefen, maar jy is ook die slaaf van dit wat jy gekies het. Jy sal ook dit wat jy gekies het, sal jy in jou lewe ervaar. En in sommige opsigte is die keuse of die besluit wat ons neem, het partykeer 'n tweede en 'n derde en 'n vierde hoofstuk in ons lewens wat dit uitspeel. Of ons daarvan hou of nie, so of dit 'n goeie besluit was en of dit 'n slegte besluit was, is daar 'n gevolge daaraan gekoppel. En jy is die een wat aan die ander kant van daai gevolge staan ook, wat die gevolge in jou lewe sal ervaar. Ek lees nou die dag weer 'n ding oor keuses wat nogal net vir my so interessant was, toe ek dit sien, toe dink ek net, wow, dis so eenvoudig, maar die Engelse woord is eintlik so profound, maar dit is so waar. En dis die sê ding wat sê, jy maak keuses, en dan maak jou keuses jou. Nou ek weet nie van julle nie, maar toe ek dit lees, toe dit so bietjie, in my hart gedoen, met die gedagte van, ja, ek kan 'n keuse maak, maar die keuses wat ek uitoefen in my lewe, maak my dan verder. Dit bepaal hoe ek verder my lewe gaan leef, dit bepaal wat verder in my lewe gaan uitspeel. Jy sien, want of ons dit wil weet of nie, ons is die produk van ons keuses. Ons is die produk van ons besluite. En dit hou nie net op wanneer ons besluit is nou genoeg nie. En dit is of dit 'n positiewe besluit of 'n negatiewe besluit is. Jy is die produk van jou besluite. Jy gaan die keuses daarvan dra. So as ons mooi gaan kyk, dan vorm keuses wie jy is. Waarvoor jy staan en waarheen jy op pad is. So as ons net mooi oor daar dink, dan besef ons net, wow. Jy weet, en baie van ons het al reeds op 'n plek gekom waar ons keuses in ons lewens gemaak het en wat ons die vrug van die keuses in ons lewens kry. Maar dis nie waar dit stop nie. Jy sien, man, vandag maak jy weer keuses vir vorentoe. Môre is daar weer besluite wat jy moet neem vir die dag wat vorentoe gaan. Die mense wat vandag die Here deur die doopwater volg, het 'n besluit en 'n keuse gemaak om vandag dit te doen. En daar is gevolge verder daarvoor. En net so in my jou lewe is daar sekere keuses, sekere goed wat ek en jy moet verstaan dat ongeag dit wat jy vandag besluit gaan 'n effek op jou lewe hê vir die môre dalk of die res van jou lewe. Nou, dit klink nou dalk baie filosofies wat ek sê, jy weet, as ek so hieroor praat, maar die realiteit is dat ons sien dit reg deur die Bybel, dat die keuses wat die mense gemaak het resultate en gevolge gehad. As ons maar net dink aan die eerste keuse, wat ouens besluit het om teen die woord van die Here te gaan, dra ons nog steeds die vrug van.
En dis toe Adam en Eva geëet het van die vrug wat hulle nie mag van geëet het nie, en ons dra nog steeds die gevolge van die keuse wat hulle gemaak het. Hoeveel jare terug? Wat is dit? 5-6 jaar terug. Ek en jy dra nog steeds die keuse of die gevolge daarvan in ons liggame. Ons is nog steeds deel van 'n gebroke wêreld waarin daar seer en pyn en ongemak is. As gevolg daarvan. So ons het steeds daardie ervaring van daardie gebrokenheid. En die realiteit is dat alles werk nie altyd lekker nie, maar in hierdie gebroke wêreld waarin ons is, kan ek en jy kies wat ons gaan doen met dit wat nie lekker werk nie. Met dit wat verkeerd gegaan het. Met dit wat dalk vandag verkeerd in jou lewe gaan, of wat dalk nie lekker uitwerk in jou lewe nie. In Deuteronomium 30, vers 19, kom Moses en hy gee nogal iets swaars aan die volk. Hy sê vir hulle, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Dan sê hy vir hulle, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So Moses kom op 'n punt waar hy vir Israel sê, ouens, dis tyd om te kies. Dis tyd om 'n keuse te maak wat jy wil doen. Wil jy gehoorsaam wees om saam met die Here te gaan en sy seën, wil jy hom betrokke hê in jou lewe of wil jy op jou eie probeer aangaan en jou eie ding probeer doen? So Moses het verstaan dat daar's 'n keuse en daar's gevolge. En hy het die volk probeer oortuig, hy het die volk probeer op die pad, hy het probeer om in hulle harte dit vas te maak, dat daar's net een besluit, en dis om die Here te kies. Jy sien, want wanneer ek en jy die Here kies, wanneer ons lewe kies, dan aktiveer dit God se krag in ons lewens. Wanneer ons kies om God se werk in sy lewe, sy seën in ons lewens te hê, dan aktiveer dit ook sy krag in ons lewens. Maar die teenoorgestelde is ook daar. As ons kies om ons eie ding te doen, dan maak dit ons ook los van die seën. Maak dit ons ook los van die beskerming. Staan ons so 'n bietjie uit onder die dak van God se beskerming. Ja, ek hoor baie mense sê vir my, man, dit kan nie so wees nie, dis onmoontlik, dit kan nie so wees nie. Maar ek wil gou so 'n bietjie terugvat na 'n gelykenis wat Jesus vertel het. Die verlore seun. Toe hy gekom het en gesê, pa, ek soek my goed, ek wil loop. Was hy nog onder sy pa se beskerming? Nee, hy was nie. Hy was alleen. Sy pa was nog steeds by sy huis. En dis die realiteit wanneer ons losmaak van die seën, wanneer ons losmaak van God se beskerming, wanneer ek nie kies om een kant toe te staan, dan staan jy baie keer alleen. En die gevolg is, dat jy dalk soos daardie seun, by 'n klomp varke kan eindig. En dan is dit nie iets wat die Here aan jou gedoen het nie, dan is dit die gevolg van die keuses wat jy gemaak het. Ons as mense is mos geneig daarvoor as dinge verkeerd loop in ons lewe om te sê, weet nie hoekom straf die Here my nou nie. In die meeste gevalle het die Here niks daarmee te doen, jy self het. Want jy maak die keuses. Nie die Here nie. Jy doen. Jy doen. Jy sien, geliefdes, jy is die meester van jou besluite, maar die slaaf van jou keuses. Jy kan kies wat jy met jou lewe wil doen, maar jy gaan die gevolge daarvoor dra. Jy kan kies of jy gehoorsaam gewees aan die Here of nie, maar jy gaan die gevolge daarvoor dra. Maar die oomblik wat ons kies om God se wil te doen in ons lewens, dan aktiveer dit sy krag ook in ons lewens. Dink gou daaraan, dan 2 weke terug het die kleuterkerk 'n opvoeringkie gedoen van Sadrag, Mesach en Abednego. En hoe die koning 'n beeld gebou het en gesê het, aanbid hierdie beeld. En die 3 manne het gesê hulle sal nie. En Nebukadneser het hulle geroep
Hulle gesê ons, julle beter hierdie beeld aanbid, anders is julle moeilikheid. En hulle het net gesê, ons sal nie. Inteendeel, kyk wat sê hulle vir die koning, hy sê, as ons God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. So hierdie manne staan voor 'n lewens, wat is die regte woord? Lewe of dood uitdaging. Ek meen, die keuse wat hulle moet uitvoer is gaan ons lewe of gaan ons doodgaan? En dis ook nie 'n lekker dood nie, dis 'n vuurroond dood. Dis 'n branddood. En hulle het daai keuse. Maar wie hulle sê vir daai koning, man, weet jy wat? As ons God in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons verlos. En as hy nie in staat daartoe is nie, is dit ook oukei. Maar ons sal nie buig voor hierdie beelde nie. Ons sal eerder die dood vat, as wat ons sal buig voor jou afgodsbeelde. En ons het nou gesien wat die gevolge daarvan was. Hoe hulle in die vuur gegooi is, en hoe die koning kyk en sien, maar daar's 'n vierde persoon saam met hulle. Jy sien, want toe hulle opstaan en die keuse maak, wat God verheerlik. Toe hulle opstaan en die regte besluit doen, wat God verheerlik, toe raak God betrokke, toe raak hy deel van die oplossing. En hulle stap uit daai vuurmond uit, en nie eers hulle klere ruik na die rook van daardie vuur nie. Hulle stap skoon daarvan. Jy sien, ek en jy, ons maak keuses in ons lewens. Daarna bepaal ons keuses ons lewe. As ek net kan terugdink aan daardie verhaal, het Nebukadneser gesê, laat dit bekend wees, dat hierdie manne se God, die ware God is. Laat dit bekend wees, dat hy die God is, en as enige iemand hierdie God beledig of sleg teen hom praat, laat sy huis verbrand word. Jy sien, wanneer jy kies om God deel te maak, dan raak hy betrokke. Dan sien ons sy krag. Nou as ons praat van 'n gebroke wêreld, lees ons daar in Lukas 8, lees ons 'n verhaal wat nogal by my gespook het hierdie laaste week, en juis rondom keuses. En as ek sê 'n verhaal, dan dis 'n verhaal van 'n man, hofdienaar, Jairus, wat na Jesus toe kom. En hy kom sê vir Jesus, Here, my dogtertjie is siek tot die dood toe. Inteendeel van die vertalings of van die testamente sê dat die dogtertjie was klaar dood toe hy na Jesus toe gekom het. En hy kom en hy sê, my dogtertjie is siek, kom na my huis toe en maak haar gesond. En Jesus sê, is reg, ek sal kom. Maar terwyl Jesus op pad is na haar huis toe, gebeur daar iets baie interessant. Daar's 'n vrou wat aan die einde van haar pad gekom het. Vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. Sy het nie meer 'n antwoord gehad nie. Sy het vir 12 jaar gesukkel. Sy was siek, sy was uitgeworpene. En ek dink in vandag se konteks verstaan ons mooi wat hierdie bedoel wanneer hulle sê sy het vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely nie. En nie dat ek sê dat vrouens wat sulke goed deurgaan, dat dit nie vir hulle erg is nie. Ek besef dis erg. Ek besef dis nie gemaklik nie. Ek besef dit is baie seer en al die goeders waarmee gepaard gaan. Maar die werklikheid van die tyd waarin sy was, is dat sy is as onrein gesien. In ander woorde, sy mag nie naby haar man gekom het nie. Sy mag nie, waar mense saam gekom het om saam te kuier, sy mag nie daar gekom het nie. Sy was 'n uitgeworpene. Sy mag nêrens kontak met mense gehad het nie. So sy was vir 12 jaar, was sy op haar eie. Inteendeel, haar man mag haar nie eens vasgehou het nie. Dis hoe erg dit was. En dan nog om alles te kroon, sou sy dit waag om tussen mense te kom,
en iemand sien haar, of hulle identifiseer haar tussen 'n groep mense, dan het hulle die reg gehad onder die Joodse wet om hierdie vrou met klippe dood te gooi. So met ander woorde, as sy tussen mense gekom het, kon sy die doodstraf gekry het. En hierdie vrou hoor, Jesus was naby. En julle wat? Sy mag nie eers nader na hom toe gaan, om hom te vra om haar te help nie. Onder die Joodse wet mag sy nie eers naby Jesus kom nie. En dan sy nog 'n rabbi ook. Dis nog die ergste. So dis definitief die doodstraf, as sy naby hom kom. So kry net 'n bietjie hierdie prentjie van hoe erg dit vir hierdie vrou moes wees. Maar ten spyte daarvan besluit sy, as sy net aan sy kleed kan raak, as sy net naby kan kom, as sy net naby genoeg kan kom, sodat sy net aan sy kleed kan raak, dan sal sy gesond wees, en sy sluip in. Sy kon nie net instap nie. Sy het daar heel waarskynlik vermom, dat niemand haar kon herken nie. Toe Jesus verbykom, dring sy deur die skare, en die woord sê dat die skare het Jesus verdrink, so sy kon nie eers instap tot by hom nie. Sy moes tussen die mense deurbeur om by Jesus uit te kom. En toe sy by hom kom, toe raak sy aan die soem van sy kleed. Sy het 'n keuse gemaak, dat ten spyte van haar lewe, al gaan sy dood, sy sal aan sy kleed raak. Sy het 'n keuse gemaak, om hom te soek, tot sy hom kry, en die oomblik toe sy aan sy kleed raak, sê die woord, het die bloedvloeiing gestop. Het dit wat 12 jaar haar getreiter het, gestop in haar liggaam. Maar toe gebeur daar iets. Jesus gaan staan stil. En hy vra, wie het aan my geraak? Ek sou dan maar graag daar wou wees, om net daai uitdrukking op die disippels se gesig te kon sien, toe dit gebeur het. Ek meen, dink net, verskillende mense wat druk en stoot, en die disippels sê vir hom, toe Jesus vra, wie het aan hom geraak, sê Petrus vir hom, Meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is dit wat aan my geraak het? So Petrus is verbaas dat Jesus dit vra, want daar is soveel mense wat druk, en soveel mense wat van alle kante afkom, en Jesus sê, nee, wag 'n bietjie, iemand het aan my geraak. Ek het gevoel, dat daar krag uit my uitgaan. As ek dit in my eie vertaling kan sê, of in my eie woorde kan sê, Jesus het gesê, nee, wag 'n bietjie. Iemand wat my nodig het. Iemand wat gekies het vanoggend, om my te soek. Iemand wat gekies het, wat 'n keuse gemaak het, om aan my te raak, vir 'n spesifieke doel. Ek het gevoel, hoe vloei die krag uit my uit. En as ons verder lees, dan lees ons, hoe die vrou na vore kom, en hoe voor sy voor Jesus neerval, en sê, Here, dis my verhaal, dis my storie. Wie julle wat doen Jesus? Hy sê vir haar, vrou, hou goeie moed, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Jy sien, toe sy kies om Jesus deel te maak, van die oplossing van haar probleem, toe kom Jesus, en hy raak haar aan. Kom Jesus, en hy bring die verandering. Ek wil volgende vir jou sê, geliefdes, die lewe is vol uitdagings, en kom ons wees eerlik met mekaar. Ons het nie altyd die antwoorde vir alles nie. Maar ons het 'n koning wat belangstel in elkeen van ons. Ons het 'n koning wat wil deel wees van elkeen van ons lewens. En dis hoekom hy aan die kruis gesterf het. Hy het die keuse gemaak aan die kruis, om aan die kruis te sterf. Hy is nie vermoor, soos wat ons sê hy is vermoor nie. Hy het die keuse gemaak om aan daardie kruis te sterf. Vir my en vir jou.
Hy het die keuse gemaak om sy bloed vir ons te gee, sodat ons in hom kan lewe. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, wanneer daar besluite is wat voor jou lê, moenie net inspring en 'n keuse maak en 'n besluit neem en in 'n rigting hardloop nie. Ken die Here in jou weë, want die woord sê vir ons, as jy hom ken in al jou weë, sal hy jou baie gelyk maak. As daar 'n krisis in jou lewe is, moenie moedeloos raak en allerlei goeters begin doen nie. Hou jou oë op hom gefokus. Want hy wil vir jou die oorwinning gee. En dan as jy dalk op 'n plek is, en dalk vanoggend in jou lewe is dit anders, dis dalk nie bloedvloeiing soos in hierdie geval van hierdie vrou nie, maar dalk is daar 'n ander siekte in jou liggaam wat jy al vir jare het. Dalk is daar 'n psigiese uitdaging waarmee jy sit, 'n depressie of iets in daai lyn wat jy nie oorwinning oor kan kry nie. Dalk is daar 'n verslawing in jou lewe wat hou vas op jou het. En jy kan nie loskom daarvan nie. Wil ek vir jou vra dat jy volgende keuse sal maak. Dat jy die besluit sal neem om toe te laat dat hy wat die koning van die konings is, jou help in hierdie proses. Die keuse lê in jou hande. Jy het die besluit wie jy wil vra om jou te help. Ekskuus. Keuse lê in jou hande. Voor ons gaan bid, dink ek net aan 'n storieetjie wat ek jare terug gehoor het van 'n seentjie wat eendag, twee seentjies wat gehoor het van Jesus, en dis 'n storie wat oorvertel is, en of dit waar is, weet ek nie, maar hulle besluit hulle gaan Jesus uitvang. Want hulle hoor al die stories en hulle besluit nee, hulle gaan 'n punt maak om te bewys dat Jesus nie so slim is soos almal sê nie. En hulle gaan vang 'n voeltjie. En hulle besluit, hulle sal nou slim wees. Hulle gaan so staan en vir Jesus vra, wat is in die hand? En as Jesus sê dis 'n voeltjie, gaan hulle vir hom vra, lewe of is hy dood? En as Jesus sê hy lewe, gaan hy net so vinnig sy nek so met die duim breek en dan die dooie voeltjie voor Jesus gooi. En as Jesus sê hy is dood, dan gaan hulle die voeltjie in die lug gooi, laat hy wegvlieg. En hulle kom by Jesus en hulle vra vir hom, wat is in my hand? En Jesus sê 'n voeltjie. En hulle vra vir hom, lewe of is hy dood? En die storie vertel, Jesus het hulle so aangekyk met 'n glimlag en gesê, seun, daai besluit lê in jou hande. Daai besluit lê in jou hande. Ek wil volgens jou sê, geliefdes, besluit lê in jou hande. Lewe of dood? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons gemaak het met keuses. Ons is in U beeld gemaak. Here, om besluite te neem, om keuses uit te neem oor sekere situasies in ons lewe. Here, en daardie keuses het gevolge. Daardie keuses het uitkomste. En wanneer ons kies om U wil te soek, Here, is U betrokke daarbey. Here, en wanneer ons kies om ons eie gang te gaan, Here, en dan dra ons ook die vrug daarvan. En ek wil volgende bid, Here, dat U ons sal help. Here, daar waar ons verkeerde keuses in ons lewens gemaak het, dat U ons sal help, Here, dat daardie besluite wat ons geneem het, wat dalk 'n fout was, wat ons dalk verstik vandag, wat dalk vandag vir ons half amper 'n gevangenis is, Here, dat U ons sal help om daarvan los te kom. Ons wil dit aan die voete neer lê. Here, ons wil vanoggend ons aan die kleed raak. Ons wil aan die soem raak. Here, en ons wil bid dat U krag net deur ons sal vloei en dat U ons sal help dat ons sal vry wees. Here, want ons is afhanklik van U. Here, ons het U nodig. Here, maar daar waar ons ook opstaan om 'n keuse vir U te neem, Here, sodat U verheerlik kan wees in hierdie plek, wil ons bid, Here, dankie. Dankie dat U met ons is. Dankie dat U ons help. Dankie dat U ons leiding gee en dat U vir ons dit moontlik maak dat ons op U kan bou. Here, dat ons 'n lewe
van seën en guns kan hê. Dankie daarvoor, Abba Vader. Ons eer en ons loof U daarvoor in Jesus kosbare naam. Dankie Here. Amen. Net voordat die geliefdes ons gaan help met die nagmaaltafel, sit net gou vir my vinnig terug asseblief. Wil ek net 'n opmerking vir julle voorhou wat 'n persoon geskryf het. Hy is hier laaste daas. Ja, wat dit geskryf het is 'n man wat van hierdie comics geteken het en sovoorts daar in Amerika. En jare terug het hy hierdie woorde geskryf. Hy sê, in a culture that relentlessly promotes avarice and access as good life, a person happy doing his own work is usually considered an eccentric, if not a subversive. Nogal interessant. Hy sê ou wat sy eie ding doen, wat nie saam met die stroom gaan nie. Die wêreld kyk eintlik na so 'n persoon en sê hierdie ou is weird. Dis nou sommer plain Afrikaans vertaal. Dan sê hy verder, hy sê ambition is only understood if there is a rise to the top of some imaginary ladder of success. So net ouens wat hierdie hoë posisies en hierdie verskriklike ambisie najag, wat kies om dit na te jag, net hulle het ambisie. Jy weet, ander ouens het nou nie ambisie as hulle nie ouens is wat hierdie amazing goed probeer nakom nie. Maar dan sê hy die volgende, hy sê someone who takes an undemanding job because it affords them the time to pursue other interests and activities is considered a flake. So die samelewing, 'n ou wat kies om net te leef. Kyk, baie mense so na half af en dink ag nee wat hierdie ou, jy weet, nee wat. Maar dan sê hy, a person who abandons a career in order to stay home and raise children is considered not to be living up to their potential, as if a job, title and salaries are the sole measure of human worth. Ek wil volgens jou sê, geliefdes, weet jy wat? Ons keuses kan wees om te leef. Nie om al hierdie ambisies en al hierdie hoë goed na te streef nie. Dit maak jou nie minder kosbaar of minder ambisieus vir 'n vrou byvoorbeeld om te besluit om by die huis te bly en haar eie kinders groot te maak. Beteken nie jy mors jou talente nie. Jy maak 'n keuse vir dit wat God in jou hart sit. En as jou keuse vanoggend is, byvoorbeeld, is om te sê, Here, maar ek wil voltyds vir U werk. Dan maak dit jou nie minder ambisieus as om 'n ingenieur te word in hierdie groot high-flying maatskappy. Dit maak jou nie minder nie. En ek dink dit is iets wat ons moet verstaan en wat ons moet weet. Die wat gaan help in die nagmaaltafel, sal julle vir my na vore kom asseblief. Prys die Here. Wat 'n voorreg om vanoggend by die nagmaaltafel te kan staan. En net weer eens te kan dink daaraan dat Jesus het gekies om sy lewe vir ons af te lê. Dit was sy keuse. En ek en jy kan kies om die lewe wat hy beskikbaar gestel het ons eie te maak of nie.
En dis hoekom hy ook vir ons sê, dat wanneer ons by mekaar kom, so dikwels ons by mekaar kom, moet ons die brood vat en ons moet dit breek, tot sy gedagtenis. En het ons nodig om mekaar te herinner daaraan, dat hy vir ons gesterf het, vir ons sonde, sodat ons vry kan wees. En vry beteken vry. Nie net halfpad nie, Jesus het nie halve werk gedoen aan die kruis nie. Toe hy gesterf het en gesê dit is volbring, toe was dit volledig, volkome. En net so het sy bloed vir ons gevloei, het hy, is die sap juist vir ons vanoggend herinnering aan sy bloed wat vir ons gevloei het en ons skoon gewas het. En dat deur sy wonde daar vir ons genesing gekom het. En ek en jy kan vandag 'n keuse maak, of ons dink, ag, dis sommer maar nou net nog 'n storie wat uit die geskiedenis uitkom, of ons kan besluit om dit vandag ons eie te maak, en ernstig te wees oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Nou net vinnig, dis die tafel van die Here, dis nie die tafel van die AGS nie. So as jy 'n wedergebore kind van die Here is jy baie welkom om saam vanoggend aan hierdie tafel deel te neem. Ons deel eers al die sap en die broodjies uit, en as almal klaar gekry het, dan gaan ons dan saam dit gebruik. So baie dankie. Julle kan maar vir ons musiek opsit daar vir eers. Which I cling when enemies surround, when I don't feel a thing, you're always with me. It speaks on my behalf when I can't even pray. It's never lost a fight. It dives into the fray. You're always with me. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no way to sin to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. So even in my guilt, you make me justified. I'll praise you from the depths. You're here time after time. You're always with me. For you so loved the world, you gave your only son. Now this I know for sure. No matter what I've done, you're always for me. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no weight of sin to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. Your name is restoration. This is your reputation. Reviving what I've written of. Your heart is always for me, and that is never changing. Your victory can be undone. Your name is restoration. This is your reputation. Reviving what I've written of. Your heart is always for me, and that is never changing. Your victory can be undone. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no weight of sin to rival what you've done. You paid it on the cross. My
paid on the cross. My hope is in the blood. My hope is in the cross. My hope is in the blood. Was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind. Here baie dankie dat ons as gemeente volgens saam voor U kan kom. Here met hierdie broodjie in ons hand en U net kan eer vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Here dat ons volgens vry kan wees, omdat U ons las op U gedra het, sodat ons geregverdig kan wees in U. Dankie Abba Vader. Dankie Here. Here, dankie dat ons vanoggend saam hierdie sappie kan vat en kan drink en in herinnering kan bring U bloed wat vir ons gestort is. Here, hierdie sappie is nie U bloed nie, dit stel net voor dit wat U vir ons gedoen het. En deur dit is ons skoon gemaak. Deur dit is daar vir ons genesing. Deur dit, Here, het ons rede om vanoggend bly te wees in U. En ons eer en loof U in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. As daar iemand is wat graag van die beker wil gebruik maak, kan jy net die hande opsteek asseblief.